lekker storie wat ek vir julle wil vertel. En dit gaan met die Kaapse jaagduiwels. Destyds was dit ons nou hier, dan jy die Goodwood skouterrein, destyds kry die Grandwest daar, en ek onthou in my dae, my studentedae, my skool en studentedae, het ons baie keer hier in Hartekraaltjie en Dalk op vakansie, kyk kom ons daar in Makkeland, en ons slaan ons tent op, hier in die Kaap, en dat ek altyd gaan golf speel, ons het gaan kyk, drywers kyk, en ons het winkel toe gegaan, ons het by familie gekuier, en gebraai, alles lekker daar by die karavaan. Het is altyd so lieflik daar na die Kraaltjie gewees, en ek het dit so geniet om daar te wees. Nou, onthou ek so die aande daar by die Cape Health drywers, wat ons gegaan is. Gewoonlik was dit nou ek en my pa, en twee van my broers. Ons vier het altyd Cape Health drywers toe gekyk, het dan ry nou maar daar in by die min of meer waar die selfde plek waar die ingang deesdae aan die Grand West is, dan onthou ek nog daar so is ek 'n grondparkering, dit nie gekleurd soos dit deesdae is nie, so dit was heeltemal anders as wat dit nou is, maar dan het ons daar gestop, en dat ons nou ingegaan, dat ons daar op die paviljoen vir ons 'n plekje gekry. En weet jy, dan het ek dit dan baie geniet, hulle daar ons 4 silinders gehad, en daar was 8 silinders, en dan was daar hierdie ander tipe karretjies, wat ek nou nie die naam van onthou nie, weet ons praat van die hele klompie jare terug, en dit was my so lieflik om te sien, ek het die W8's het altyd anti-kloksgewys gery, en die 4 silinders het kloksgewys gery, dit seker maar om die baan te beskerm, destyds het dit gedoen, en daar was dit vir my so mooi, die mense op die paviljoen, weet, hier so rondom jou, dit is eienaardig, ek bedoel dit nie lelik, dit is vir al die dames wat vreeslik opgewonde geraak het, oor die karre, en ons ook natuurlijk allemaal, maar ek was altyd so bietjie geïnhibeerd, ek is bang mense kyk vir my, as ek dit te veel juig, dan weet dan trek daar ons nou weg, dan ry hulle nou met die karre, ons kyk, dit is 'n grondbaan, en hy was so even klam gemaakt, so dat hy nou nie stof opskop vir die toeskouers, en om dit nou onveilig te maak, as daar in stof opskop, dan kan jy nou nie behoorlik sien nie, so hy was gereeld dat die waterkar gou hier die baan nat gemaakt om die stof te verhoed, en dit het natuurlijk ook die ding so bietjie effens glibberig gemaakt, want was so 'n kleierige tipe van grond wat hulle op hulle gery het. En daar was goed georganiseer, kyk, hulle het daar mooi karre gehad, daar was Mercedes, het ek self gesien, en daar was Corollas gewees, want Ford Escorts was daar gewees, en hierdie groot Amerikaanse V8's was daar, dit was fantasties om die goed te sien, en almal het hierdie vreeslike groot ding op hulle boot gehad, wat nou die wind was nou in beheer moet hou, so dat die karretjie lekker kan vastdraai, breë tekkies opgehad, wie nou ry nou met daai ons nie, dan jaag jy so na die stryd af, en as jy so by die draai kom, dis so asof die draai nie, so dit, vat net die kar se agterkant nou, gooi hom so eventjies uit, so weet soos ons wat drif, en dan drift het hom so op daar, om daai draai, en soos hy by die einde van die draai kom, en die stryd lê voor hom, dan sien jy hoe sit hy daai voet neer, soos wat die sand uitskop, agtertoe, binne die ou agter hom sy ryk natuurlik, en dan sit hy vir hom voet neer, hy kan lig en so evens op, en hy gaan sit so, op sy boude, kan hy mens amper sê, dan sit by die draai kom, dan vat hy hom weer, dan gooi hom weer so eventjies uit, dan drift hy hom weer, en plek jy dat die tweede kar nou al langs aan ingekom, maar hulle gee ons nou nie besie, en as hulle in die draai kom dan, gooi albei van hulle so hulle agterend uit, en dan ry hulle so in tweelingstal, ry hulle so om, en dan natuurlijk die ouwe dan eerste voet kan neersit, hier so op die stryd, dan ry hulle. Nou ons het baie ongeluk ook gesien, groot ongelukke, gelukkig nooit ernstige goed, en die ons is goed vastgegesp in dat keise, soos ons nou sê, die wat hulle binnen gebouw het, om hulle te beskerm, en die nou iets gebeur. Dit was wonderlik om die goed te kyk, maar die ergste daarvan, dit was die geraas gewees, of as jy nou kan dink, as 'n kar nou, sy dreining nou geraas is, dan is dit nou nie die waarheid dat ek sê, dit is 'n geraas nie, maar het was oorverdovend gewees, en die kommentator wat fantasties, ek ken nie met die ouens gedaan, ek kan een ou onthou, hy het met 'n Volkswagen kewertjie gery, sy naam was Jesse Hackett, of Jesse Hackett, ek weet nie, of is nou Jesse of Jesse is nie, maar ek kan sy naam goed onthou, en ek onthou die een aand, wat ons toe nog gaan Cape Heldra was gaan kyk, maar my pa, my een broer is nou nie lissie, en ek en my ander broer sê toe, ons reël met hulle vir ons gaan aflaai, daar op 'n sekere plek, en sal hulle ons na die tyd weer kom oplaai. En soos ek en hy toe in om die finale, die einde van die seisoenwedren, wat nou die WP kampioen sou bepaal vir die jaar, en wat ons nou toe gaan kyk, en wie ons geniet daai hele aand, maar nou, ons het 'n afsnittyd gehad van 11 uur, moes ons by die optelplek wees. En
toe dit nou 11 se kant is, daar's nog net een reis toe nog oor, en dis die finale WP kampioenreis. As daai ou sou wen, dan sou hy die kampioen wees, of as daai ou sou wen, sou hy die kampioen wees. En ek en hy, sit ek hou toe ons los, ons besef toe, ons gaan nou maar hierdie laaste een sal ons nou maar moet mis. Ons sal nie kan kyk en nou stap ons jong maar hartseer, stap ons na die optelplek toe. Ons kan ons nou nie dat my pa vir ons daar wag nie. Ons kom toe by die optelplek, maar daar is niemand nie. Ons kyk laat, ons staan so rond, en tussen hoor ons, hier kom die ouens, jy kan ons nou hoor, daar gaan staan die ouens nou gereed om weg te trek, en die volgende oomblik kondig die afkondiger af, dat die race gaan nou begin, en daar trek hulle weg, en die oorverdowende lawaai, wat ons nou goed kan hoor waar ons is, en die volgende oomblik, weet ons nog steeds, nou in ons gedagtes, sien ons nou jaag die kar om, ons weet nie wie flip voor nie, ons weet nie wie gaan kampioen wees nie, weet ons dit so hartseer, dit sak so nou so in jou voete, en so moedeloos, nou spyt het, en is dat nou heel aand gewag het vir dit, maar nou steeds my pa, my broer kom nie uit nie, en uiteindelik daar raak die kar te stil, en my pa, my broer nog steeds by ons nie, ons dink maar, ons kom ons nou maar, dit gebeur, ons nou maar gekyk het, en ons nog die cellfone gehad uit nie, en nou ja, ons het nog so 'n tydjie gestaan om te sien ons, maar hier kom nou 2 mense aangestap vanaf die paviljoen, en hulle lyk vir ons baie bekend. En toe ons nader om te sien ons is my pa en my broer. En ek en my broer kyk so wat sin van wag, ons kan nie verstaan wat hier in die gang is nie. Ons het nou vir hulle, hier kom wag, hier kom hulle nou. Toe het hulle 2 spesiaal gekom om die finaal te kom kyk. En ons het dit nie geweet nie. En ek en my broer staan nou daarna, besef ons nou, ons het gekom om die aand die Cape Bell Drivers te kyk, maar op die oond hier het gesien, my pa en my broer, maar was ons in die fiets gewees oor die besigheid nie. As ons maar net geweet het, my pa het natuurlijk baie geniet, en het omtrent gelag van die storie, maar het nam toe vir ons vertel wie dit gewen het. Dit is hoe dinge nou maar gewerk het, toe jy nie selfoon gehad het nie. As ons een gehad het, so vir ons gesê het, maar kom ons kyk net genoeg die finaal ook. Dit is maar soos dinge was. En tot vandag toe, ek kan nie onthou wie die kampioen was van WP in daardie jaar, wonder vir mense dalk op die internet sal opspoor. Maar so het ons uitgemis, omdat dit ons daai daar nog nie cellfone gehad het. Ek dink dit is al die rede wat ek kan sê, toe mis ons die finaal, wat ons die hele jaar voor gewag het, en nie gesien het nie. Maar my pa, my broer, hulle het dit gesien, kom ek speel vir jou.